As Sewende-dag Adventiste is ons gewoond daaraan om die simbole in Openbaring te vergelyk met stories uit die Ou Testament. Hierdie verhale help ons om die boodskap van Openbaring beter te verstaan. Maar dis nie die enigste plek waar ons insig kan kry nie. Die hele Ou Testament is vol nuttige leidrade. Een besonder kosbare bron is die boek van Psalms. Dit is 'n versameling geestelike gedigte en liede. Psalms wys hoe mense met God omgaan in tye van lyding en sonde, maar ook in tye van blydskap oor sy teenwoordigheid, vergifnis en redding. As ons psalms aandagtig lees, sien ons klein besonderhede raak wat Openbaring en veral hoofstuk 14 tot lewe bring. Openbaring 14 beskryf God se finale sending aan sy oorblyselvolk op aarde. Net soos Israel in die verlede, kry hierdie eindtyd volk 'n opdrag om 'n lig vir die nasies te wees. Hulle moet God se laaste boodskap van genade aan die wêreld verkondig. Sommige van die gedigte in Psalms gee ons nuwe insigte. Dit help ons om ons rol in die laaste fase van hierdie wêreldse geskiedenis beter te verstaan en om dit met waardering aan te gryp. Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat, 24 Mei. Hi, baie welkom by hierdie week se bespreking van ons weeklikse les. Ons is bevoorreg om vir hierdie week se bespreking Mike Groenewald by ons te hê. Mike, baie welkom en dankie dat jy saam met ons inskakel en saam met ons die lesie gaan bespreek. Baie dankie David, lekker om hier te wees. Ons kyk hierdie week na les 8 in die Psalms deel 1 vir 17 tot 23 Mei, waar ons hierdie week kyk na, of hierdie kwartaal kyk na hoe om hierdie Bybelse profeseë te verstaan en te ontleed. En hierdie week se geheelteksvers is in Openbaring 14 vers 1 wat lees. En ek het gesien en kyk, die lam staan op die berg Sion en saam met hom 144.000 met sy naam en die naam van sy Vader op hulle voorhoofde geskrywe. Openbaring 14 vers 1. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir die groot voorreg wat ons het om hierdie lesie saam te bespreek en met ander te deel. Ons bid die Here asseblief dat U ons spesiaal sal seën in hierdie lessies, dat U tot ons, in ons en deur ons sal spreek. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Mike, weer eens baie welkom. Dankie dat jy saam met ons inskakel. Saam met ons hierdie week se les bespreek. Is altyd lekker om saam met jou die lesie te bespreek. En jy het Sondag, Dinsdag en Donderdag om vir ons uit te lê. So ek sal nou aan jou oorgee dat jy vir ons Sondag se les doen. Dankie Mike. Dankie David. Sondag se opskrif vir 18 Mei, ons hoëpriester. Moses het toe hy die tabernakel moes bou, het God vir hom 'n gedetailleerde voorbeeld gegee van hoe dit moet lyk. So dis van die begin af hulle geweet presies hoe dit moet lyk. Hy kon nie self besluit hoe hy dit wou gemaak het nie. Die les vir ons met Hebreërs 9 vers 11 tot 15 lees. Ek gaan dit vir ons lees. Maar Christus wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade het deur die groter en volmaakter tabernakel wat nie met hande gemaak is nie. Dit wil sê nie aan hierdie skepping behoort nie. Ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Want as die bloed van stiere en bokke en as van 'n vers wat die verontreinigings besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees aan God met smet of geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke, om die lewende God te dien. En daarom is hy middelaar van 'n Nuwe Testament, sodat terwyl daar 'n dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortredinge onder die Eerste Testament, die wat geroepe is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang. Die les vra vir ons oor Christus as ons hoëpriester in die hemelse heiligdom.
Wat leer dit ons oor hoe hy besig is om vir ons, wat is hy besig om vir ons te doen? Ek sê Christus het opgetree as ons hoëpriester wat ons gewete reinig van dooie werke, soos wat hulle sê in Hebreërs ook, wat ons daar gelees het. En dan sonder 'n begrip van die Ou Testament se heiligdom word dit onmoontlik om te begryp wat Johannes in sy beskrywings van hierdie visioene probeer sê. Die ondervinding van Israel, skryf Paulus, hulle het oorgekom as voorbeelde en nie as opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeu gekom het nie. Dis volgens 1 Korintiërs 10 vers 11. Ons kan leer uit die bestudering van die besonderhede van die tempel. In die boek Psalms vind ons 'n belangrike komponent om sommige van hierdie besonderhede te verstaan, hoe God se volk persoonlik in die tempel opgetree het en dit ondervind het. Dan die laaste deel van die lesvraag in Psalm 122 lees, die vraag daarbey is, alhoewel ons nie letterlik na die aardse huis van die Here kan gaan nie, dit is nie meer op aarde nie, en selfs as daar op dieselfde plek gebou sou wees, sou dit betekenisloos wees. Watter elemente kan in hierdie Psalm gevind word wat ons kan aanmoedig oor wat Christus vir ons gedoen het? Let op na die temas van vrede, sekuriteit, lof en oordeel. Ek gaan net so 'n stukkie van Psalm 122 gaan ek lees, 'n bedevaartslied van Dawid. Ek was bly toe hulle vir my gesê het, laat ons na die huis van die Here gaan. Ons voete sal in jou poorte, o Jerusalem. Jerusalem wat gebou is soos 'n stad wat goed saamgevoeg is, waarheen die stamme optrek, die stamme van die Here, 'n voorskrif vir Israel, om die naam van die Here te loof, want daar staan die stoele vir die gereg, die stoele van die huis van Dawid. Bid om die vrede van Jerusalem. Mag hulle wat jou liefhet rustig lewe. Mag daar vrede wees in jou skanse rus en in jou paleise. En dan net, dis basies daai staan vir my uit van vers 7. Mag daar vrede wees en mag jy rus. En dan terwille van die huis van die Here, onsse God, wil ek die goeie werk vir jou soek. Die goeie vir jou soek. So die Here soek die beste vir ons. Hy het klaar van die begin af hy die beste vir ons gegee. Dis hoekom die verlossingsplan van die begin af so uitgewerk het vir ons. En hoekom hy ons hoëpriester is die enigste wat kan weet hoe dit vir ons was om hier op aarde te wees. Dis my deel van Sondag, dankie. Amen, ja, baie dankie. Hierdie vraag is nogal belangrik wat hulle vra hierso. Hulle vra watter elemente kan in hierdie Psalm gevind word wat ons kan aanmoedig oor wat Christus vir ons gedoen het. En dit is Jesus het vir ons vrede gebring. Doordat daar eers skeiding was tussen ons en God, het Christus vir ons vrede gebring. Toe ons eintlik veroordeel was vir die dood, want die loon van die sonde is dood, het ons die ewige lewe deur die genade van God in Christus. En dit is wat Christus vir ons bring, al hierdie mooi beloftes in Psalm 122, dat ons in die teenwoordigheid van God in sy heilige tempel, in die heilige Jerusalem, die nuwe Jerusalem, op die heilige berg saam met hom kan vertoef. Baie dankie, Mike, vir daai ene. Kom ons gaan dan nou oor na Maandag toe, en Maandag se les vir 19 Mei is op die berg Sion. En hulle vra ons moet kyk na Psalm 15, Psalm 24, en om ons dit vergelyk met Openbaring 14 vers 1 tot 5. Nou kom ons kyk gou 'n bietjie daarna. Psalm 15 lees soos volg. Dit sê: 'n Psalm van Dawid. Here, wie mag vertoef in u tent? Wie mag woon op u heilige berg? En nou gaan ons sien waar hy die antwoord gee op hierdie vraag. Want die vraag is, wie mag vertoef in die tent? Wie mag woon op die heilige berg? En natuurlik die tent is die tempel. Dit is nou die plek waar God teenwoordig is. Hy sê hierso: hy wat opreg wandel en geregtigheid doen, en wat met sy hart die waarheid spreek, wat nie rondgaan met laster op sy tong nie, sy vriend geen kwaad doen en geen smaadrede uitspreek teen sy naaste nie, in wie sy oë die verworpene veragtelik is, maar hy eer die wat die Here vrees. Al het hy gesweer tot sy skande, hy verander nie. Wat sy geld nie gee op woeker, en geen omkoopgeskenk aanneem teen die onskuldige nie. Hy wat hierdie dinge doen, sal nie wankel in ewigheid nie. Ja, dit is soos in Engels sê, high calling daai, nee? Kom ons kyk na Psalm 24.
'n Psalm van Dawid, die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon. Want hy het dit gegrond op die see en het vasgestel op die strome. Wie mag klim op die berg van die Here en wie mag staan in sy heilige plek? So weer eens sien ons hierso hierdie selfde vraag wat gevra word in Psalm 15. Word hierdie vraag gevra en hy vra dit nou, wie mag klim op die berg van die Here en wie mag staan in sy heilige plek? En kyk nou hoe stem dit ooreen met wat ons nou gelees het in Psalm 15. Die antwoord is, hy wat rein is van hande en suiwer van hart. Skus, nou het hy weggegaan. Hy wat rein is van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Hy sal seën wegdra van die Here en geregtigheid van die God van sy heil. Dit is die geslag van hulle wat na hom vra, wat u aangesig soek, dit is Jakob, Sela. Hef op julle hoofde o poorte Jaaf, verhef ewige deure, dat die erekoning kan ingaan. Wie is tog die erekoning? Die Here sterk en geweldig, die Here geweldig in die stryd. Hef op julle hoofde o poorte, ja, hef op ewige deure, dat die erekoning kan ingaan. Wie is dan tog die erekoning? Die Here van die leerskare, hy is die erekoning. Sela. Nou die vraag wat hulle hierso vra, hulle sê ons moet Psalm 15 en 24 lees, waar Dawid 'n baie belangrike vraag vra, wie mag woon op die heilige berg, Psalm 15, en wie mag klim op die berg van die Here, Psalm 24. Dan vra hulle hierso, vergelyk sy antwoord in hierdie Psalm met die beskrywing van die volk op die berg Sion in Openbaring 14 vers 1 tot 5. Kom ons lees dit. Openbaring 14 vanaf vers 1. En ek het gesien en kyk, die lam staan op die berg Sion en saam met hom 144.000 met sy naam en die naam van sy vader op hulle voorhoofde geskrywe. Dis ons geheue teksvers. Vers 2. En ek het 'n geluid uit die hemel gehoor, soos die geluid van baie waters, en soos die geluid van 'n harde donderslag. En ek het die geluid gehoor van siterspelers wat speel op hulle siters. En hulle het 'n nuwe lied gesing voor die troon en voor die vier lewende wesens en die ouderlinge. En niemand kon die lied leer nie, behalwe die 144.000 wat van die aarde vrygekoop is. Dit is hulle wat hulle self met vroue nie besoedel het nie, want hulle is maagdelik rein. Dit is hulle wat die lam volg waar hy ook heen gaan. Dit is hulle wat gekoop is uit die mense as eerstelinge vir God en die lam. En in hulle mond is daar geen bedrog gevind nie, want hulle is sonder gebrek voor die troon van God. Wow. So hierso sien ons praat dat van hierdie spesiale groep mense, die vraag word in Psalm 14 vers 4 nog gevra, wie mag in die teenwoordigheid van God wees? Want die berg Sion verteenwoordig tog die teenwoordigheid van God. Of het nou sy mense is, of het nou die fisiese berg is, of het nou die berg is waar die tempel gebou is, die tempelberg, word beskou as Sion, as die plek waar God teenwoordig is. En hierso sien ons, in Openbaring 14, sien ons Christus is op hierdie berg, maar saam met hom 144.000. En dan word hulle beskryf, om die karaktereienskappe te hê, van hierdie mense wat genoem word in Psalm 15 en Psalm 24. Wie mag? Hulle wat geen bedrog spreek nie. Hulle wat rein is van hart. Hulle wat nie oneerlik is nie. En dan, as ek nou moet daarso sê, joh, is dit ek daai? Wie van ons kan tog sê, dat ons het nog nooit kwaad gespreek met ons mond nie? Ek is seker, Mike, jy kan nie dit sê. Jy kan nie sê, ja, jy het 'n skoon en rein hart, jy het nog nooit gesondig nie. Want, baie duidelik, die Bybel sê ook vir ons, 1 Johannes 1 vers 8, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. Nou, dis 'n probleem daai. Dis 'n probleem, want waar is hierdie mense dan wat op die berg Sion staan, die 144.000? Is daar werklik mense wat nog nooit gesondig het op die aarde nie? Wel, die Bybel is duidelik, dat niemand het goed gedoen nie. Daar's niemand wie se hart goed is, daar's niemand wat die Here soek nie. Dis die Here wat ons soek, die Heilige Gees wat ons oortuig van sonde en ons tot bekering bring. Dit kom uit ons eie uit nie.
Nou, hoe is hierdie mense dan so opreg? En die antwoord is, hulle opregtheid is in Christus, want hulle staan nie alleen daar nie, hulle staan daar saam met Christus. En op hierdie oomblik, al is ons nog nie fisies daar nie, op hierdie oomblik is ons saam met Christus op die berg. Want ons is in Christus in die teenwoordigheid van God. Maar nie deur ons eie werk, nie deur ons eie vermoë nie, ons kan nie. Want almal van ons is sondig. Almal van ons het gesondig, ons is klaar skuldig. So ons is klaar gediskwalifiseer om daar te wees, maar deur die genade van God, deur dit wat Jesus vir jou en vir my gedoen het op die kruis, is dit moontlik. Is dit net moontlik, dit is 'n werklikheid. Soveel so, dat ons nou, alhoewel nie fisies nie, voor die troon van God kan verskyn in Christus. En my woorde, my gebed, tot die ore van die Vader gaan, in sy teenwoordigheid. En kan ek ook dan op so 'n manier, hier op aarde, in sy teenwoordigheid woon. Wat vir my interessant is, ons het verlede week gekyk na die uitstorting van die laatreëns, of die uitstorting van die vroeë reëns op die disippels, 'n bietjie dit genoem, en toe Jesus gesalf is as ons hoëpriester in die hemelse heiligdom, want die heiligdom moet mos ingeseën word, die priester moet ingeseën word, voordat die bediening kan gebeur, het die olie, of die Heilige Gees wat op Jesus uitgestort het dit wat op Jesus uitgestort is, soos die druppels wat oor die baard van die olie wat oor die baard van Aaron gaan, op sy klere en op die grond voel, het daai druppels van die Heilige Gees op die disippels geval, en het hulle toe gevul geraak met die Heilige Gees, en het hulle in ander mense se tale gepraat. Dit sou slegs moontlik gewees, omdat hulle in die teenwoordigheid van God was. Maar hoe kan hulle in die teenwoordigheid van God was? God is in die hemel. Wel, ons kan nou in die teenwoordigheid van God wees, en die rykende seëninge van God se troon en sy heiligheid kan ons nou ervaar, deur geloof in Christus Jesus. En dit is 'n werklikheid, soos wat ons nou hierso 'n werklikheid in fisies is die geestelike wêreld in 'n fisiese manier ook met hierdie wêreld gekonnekteer, deur dit wat Jesus vir ons gedoen het, deur God wat vlees geword het, en nou ook as vlees vir ons intree as mens. Nou die lesie sê hierso vir ons, ons kan met vrymoedigheid, wel dis Hebreërs 10 vers 19 en 20 wat sê, ons kan vrymoedigheid hê om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen. Dit is sy vlees. Jesus het sy lewe gegee, sy vlees het gebreek vir ons, sodat ons hierdie groot eer en voorreg het. Ten spyte van die feit dat ons sondaars is, hoef ons nie meer gebuk te gaan onder hierdie sondige natuur nie, maar ons kan vry wees in Christus, en saam met Christus op die berg Sion wees. Want onthou, hierdie praat van die 144.000, terwyl die kerk nog militant is. Die kerk gaan eers oorwinnend wees, wanneer Jesus ons kom haal. So selfs in hierdie tyd waarin ons leef, en die tyd wat gaan kom hier op aarde, gaan ons saam met Christus op die heilige berg wees. Hier is 'n vraag aan die einde. Dit lees, dink na oor al die Bybelbeloftes om sonde te oorwin. Waarom selfs met al daardie beloftes vind ons dat ons kort kom aan die volmaakte voorbeeld wat Jesus vir ons gestel het, en waarom het ons sy volmaakte lewe as ons plaasvervanger nodig? Wel, hoekom het ons sy lewe as volmaakte plaasvervanger nodig? Die Bybel is duidelik, Jesaja 64 vers 6, en ons het almal geword soos 'n onreine, en al ons geregtighede, ons goeie dade, soos 'n besoedelde kleed. Die beste wat ek kan doen, is soos 'n vuil, vrot kleed. Dis deel van my natuur, dis deel van my neiging, my gedagtegang, om te neig na die sonde toe. En hoe nader jy aan Christus kom, hoe meer word jy besef daarvan, dat sonder Christus kan jy niks doen nie. As dit nie vir sy geregtigheid is nie, as dit nie vir wat hy vir my gedoen het nie, sal ek dit nooit ter ewigheid maak nie. Dis net deur die genade van die Here. Mike, ietsie wat jy wil sê, voor ons oorgaan na Dinsdag toe? Nee, ek dink jy het redelik alles gesê dat David, ja, dis net,
Die voorhangsel is basies geskeur toe Jesus gekruisig is, so dit het ons pad oopgemaak Amen. na God toe. Amen. Baie dankie. Okay, Mike, Dinsdag. Dinsdag is 20 Mei, die wet in ons harte. Die les begin met in die skrif dui 'n naam op meer as 'n aanspreekvorm. Dit is 'n manier waarmee mense met mekaar kommunikeer. Dit dui die karakter van die persoon aan. Ek dink dis ook baie, dis God se karakter word nie net in dis sy hele naam, sy hele karakter en alles wat hy is vir ons. Soos in baie kulture word daar nog steeds vandag gepraat van iemand met 'n goeie naam, iemand wat hoog aangeskryf of verwys word na. Die leesvra is met Eksodus 33 vers 18 tot 23, vers 34, Eksodus 34 vers 1 tot 7 en Psalm 119 55 lees. Die vraag daarbey is toe Moses gevra het om God se heerlikheid te sien. Wat het God beloof om aan hom te toon en wat het daartoe gevolg toe God sy naam aan Moses bekend gemaak het? Dis Eksodus 34 vers 5 het hulle dan hakies, ek gaan hom ook nou net eers lees. En die Here het neergedaal in die wolk en daar by hom gestaan en hy het die naam van die Here uitgeroep. Die basiese antwoord daar is in Eksodus 34 vers 5, 6 en 7. Hy geroep, Here, Here, barmhartige en genadige, God, lankmoedig en groot, van goedertierendheid en trou, want die goedertierendheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortredinge van sonde vergewe, maar nooit onbestraf laat bly nie, wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders en aan die kindskinders en aan die derde en aan die vierde geslag. Sommige mense stel God se heerlikheid voor as 'n ontoeganklike, skitterende lig, wat sekerlik 'n gepaste beskrywing is. Maar God se heerlikheid is meer as net 'n visuele vertoning. Sy heerlikheid toon wie hy werklik is. Dieselfde geld ook vir sy naam. Wanneer die Bybel 'n oorblyfsel beskryf wat die naam van God op hulle voorhoofde ingegraveer het, is dit nie net 'n geval van letterlike name wat daar geskryf is nie. Dit is juis God se karakter wat in jou gedagtes en jou hart en jou lewe ingegraveer word. Die wyse waarop jy ander hanteer, die liefde wat jy weerspieël, hoe jy God se liefde vir ander wys en hoe jy ander dan nou nader trek aan God ook. God het jou lief van die begin af gehad en dis wat hy dan ook van jou verwag om die ander mense ook aan lief te hê. Dit is ook interessant hoe God homself aan Moses openbaar het. Dat hy 'n afskrif van die 10 gebooie aan Moses gegee het wat ook 'n afskrif van sy karakter is. Net so word diegene wat God se naam in Openbaring 14 beskryf, hulle wat die gebooie hou. Nou as dit hier gedeelte in Hebreërs 10 vers 16 en 17. Dit is die verbond wat ek met hulle sal sluit na die dae, spreek die Here verder. Ek sal my wette gee in hulle harte en hulle verstand en ek sal dit inskrywe en dan voeg hy by. En aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal ek nooit meer dink nie. Wat 'n beskrywing van die evangelie is dit nie vir ons nie. Hoewel God se wet in ons lewens weerspieël word, het ons nog nodig om daaraan ons sondes nie meer gedink sal word nie. Dan vra die les op die einde van die les vir ons, as ons deur geloof en nie deur die wet gered word nie, waarom is God se wet dan belangrik? Ek dink dit word basies opgesom in Johannes 14 vers 15. As julle my liefhet, bewaar my gebooie. En dan die les sê ook, ons moet 1 Johannes 5 vers 3 lees. Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar en sy gebooie is nie swaar nie. Ek dink net, dis die enigste manier wat ons liefde vir God kan wys om basies sy gebooie te gehoorsaam. Dis nie asof dit werk is vir ons nie, jy doen dit outomaties, omdat God lief is vir jou en jy lief is vir hom. Ja, Mike, hierdie vraag, as ons deur geloof en nie deur die wet gered word nie, waarom is God se wet dan belangrik? Wel, as jy geloof het, en hierdie woord geloof is nie net bloot om iets te weet nie. Dis baie meer as net om te weet, want die duiwel en die engele weet alles van die evangelie af. Weet alles van wat Christus gedoen het. Hulle was daar teenwoordig geweest. So dit is nie net oor weet nie. Hierdie geloof is 'n hartsreaksie op wat Christus vir ons gedoen het. En hoekom sal jou reaksie dan wees? Jesus het vir my gesterf op die kruis, hy het alles verlaat. Hy het die prys vir my sondes betaal. Nou gaan ek nie gehoorsaam wees aan sy gebooie nie. En dit maak nie sin nie. Jy gaan mos nou sê, omdat die Here so lief is vir my, en ek nou lief is vir hom, wil ek sy gebooie gehoorsaam. Baie dankie Mike vir daai dag se les. Kom ons gaan dan nou na Woensdag toe 21 Mei Psalm 5. En die les vra ons moet kyk na Psalm 5 en dan vra die vraag, in hierdie
Psalm skep daar wat skerp kontraste tussen hulle wat verlore is en hulle wat gered is. Vergelyk hierdie Psalm met die taal van Openbaring 14 vers 1 tot 12. Watter ooreenkomste vind jy en watter invloed het dit op jou begrip van wat dit beteken om deel van God se eindtyd oorblyselbeweging te wees? Nou kom ons kyk Psalm 5, lees. Vir die musiekleier met fluite, Psalm van Dawid. O Here, luister na my woorde, let op my versigtiging, gee ag op die stem van my hulpgeroep, my koning en my God, want tot U bid ek. In die môre, Here, sal U my stem hoor, in die môre sal ek dit aan U voorlê en afwag. Want U is nie 'n God wat behaag het in die goddeloosheid nie. Die kwaaddoeners sal by U nie vertoef nie. Die onsinniges sal voor U oë nie standhou nie. U haat al die werkers van ongeregtigheid. U sal die leuensprekers laat omkom. Van die man van bloed en bedrog het die Here 'n afskie. Maar ek, deur die grootheid van U goedertierenheid, mag ek in die huis ingaan. My buig na U heilige tempel in U vrees. Here, lei my in U geregtigheid om my vyande ontwil. Maak U weg voor my reg. Want in hulle mond is niks betroubaars nie. Hulle binneste bring onheil. Hulle keel is 'n oop graf. Hulle maak hulle tong glad. Verklaar hulle skuldig, o God, laat hulle val deur hulle planne. Dryf hulle weg oor die menigte van hulle oortredinge, want hulle is wederstrewig teen U. Maar laat hulle almal bly wees wat by U skuil. Laat hulle vir ewig jubel en beskut U hulle, en laat in U juig die wat U naam liefhet. Want U seën die regverdige, o Here, U omring hom met welbehae soos met 'n skild. Nou oké, kom ons kyk nou die taal wat gebruik word, Openbaring 14 vers 1 tot 12. Dit lees. En ek het gesien en kyk, die lam staan op die berg Sion, saam met hom 144.000 en sy naam en die naam van sy vader op hulle voorhoofde. En ek het 'n geluid uit die hemel gehoor, soos die geluid van baie waters, en soos die geluid van 'n harde donderslag, en ek het die geluid gehoor van die siters wat speel, siterspelers wat speel op hulle siters. En hulle het 'n nuwe lied gesing voor die troon en voor die 4 lewende wesens en die ouderlinge, en niemand kon die lied leer nie, behalwe die 144.000 wat van die aarde vrygekoop is. Dit is hulle wat hulle self met vroue nie besoel het nie, want hulle is maagdelik rein. Dit is hulle wat die lam volg waar hy ook heen gaan. Dit is hulle wat gekoop is uit die mense as eerstelinge vir God en die lam. En in hulle mond is daar geen bedrog gevind nie, want hulle is sonder gebrek voor die troon van God. En ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met 'n ewige evangelie, om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke. En hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom, en aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. En 'n ander engel het gevolg en gesê, geval het Babylon, die groot stad, omdat sy al die nasies laat drink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery. En 'n derde engel het hulle gevolg en met 'n groot stem gesê, as iemand die dier en sy beeld aanbid en 'n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God, wat ongemeng ingeskenk is in die beker van sy toorn, en hy sal gepynig word met vuur en swaal voor die heilige engele en voor die lam. En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle dag en nag geen rus nie, hulle wat die dier in sy beeld aanbid, en elkene wat die merk van sy naam ontvang. Hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Christus bewaar. Nou hierso sê Psalm 5 vers 5, baie duidelik hierso vir ons, dat die kwaaddoener by U nie sal vertoef nie. En kyk dan hierso na Openbaring 21 vers 27 sê, en daarin sal nie inkom iets wat verontreinig en gruwelik en leuns doen nie, maar net die wat geskrywe is in die boek van die lewe van die lam. En ons sien ook dat hierdie mense wat op die berg Sion staan, is hulle wat gehoorsaam is aan God, aan die gebooie van God. Psalm 5 vers 8 lees, maar ek deur die grootheid van die goedertierenheid mag in U huis ingaan, my buig na U heilige tempel in U vrees. So die wat deel is van die 144.000, die wat die Here vrees,
is hulle wat mag vertoef in die Here se teenwoordigheid. En let op, hierso word gepraat van die wat die Here vrees. Openbaring 14 vers 7 praat ook van vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom. En dan in Openbaring 14 word daar aangesê dat hulle geen bedrog het nie. Psalm 5 vers 10 sê, in hulle mond is nou die goddelose, is niks betroubaar nie. En so kan ons hierdie vergelyking sien tussen Psalm 5, Openbaring 14, hoe dit met mekaar ooreenstem wanneer dit praat van die wat gered is en die goddelose. Nou hierdie mense, en dit is 'n baie belangrike punt, hierdie mense het nie verdien om daar te wees nie. Onthou, hulle is daarso saam met Christus, as gevolg van Christus. Hierdie 144.000. Hulle is losgekoop met die bloed van Christus, nie deur hulle eie werke nie. Hulle is vergewe en verlos deur die genade van God, deur die bloed van Christus. Psalm 5 vers 12 sê, maar laat hulle almal bly wees wat by u skuil. Laat hulle vir ewig jubel en beskut u hulle, en laat in u juig die wat u naam liefhet. En dan die vraag aan die einde van die dag, wil ek vir julle lees saam met dit sê, stel jou voor, jy staan voor 'n heilige en volmaakte God in die oordeel, met elke daad wat jy gedoen het en volle voor hom ontbloot. Wat vertel hierdie vooruitsig jou oor jou behoefte aan Christus se geregtigheid? Nou, soos ek reeds gesê het, hoe nader jy aan Christus kom, hoe meer word jy bewus van die feit dat jy kan nie lewe soos wat God van jou verwag nie. Want van binne af, van jou wortel af, alles in jou, elke gedagte, gaan oor die eie ek, is boos. En soos ek sê, hoe nader jy aan Christus lewe, hoe meer besef jy dit. Hoe meer jy Christus se karakter sien en die mooiheid en die liefde van God ervaar, hoe meer sien en besef jy dit. Ons kan nie sonder Christus nie. Dis onmoontlik. Voordat ons verder gaan met ons les, kom ons kyk eens gou vinnig na hierdie volgende aankondiging. Goeie vriende, ons is opgewonde om julle in te lig oor ons nuwe Afrikaanse nuusprogram, wat een keer per maand uitgesaai sal word. Hierdie program sal nuusgebeure binne die Sewendag Adventiste Kerk in Suid-Afrika en reg oor die wêreld dek. Ons nooi julle uit om deel te wees van hierdie opwindende inisiatief, deur belangrike nuus uit julle kerk of streek met ons te deel. Dit kan insluit opkomende evangeliese pogings, rookstaakprogramme en enige ander belangrike nuus waar ons mekaar kan inlig, ondersteun en vir mekaar kan bid, terwyl ons saam die 3 engele boodskap versprei, hier in Suid-Afrika en wêreldwyd. Stuur nuus aan sabbatskoolless@gmail.com of via WhatsApp 079 438 7294. Want dit is altyd beter om ingelig te wees. Dankie vir julle samewerking en ek kan nie wag om van julle te hoor nie. Okay Mike, ons is dan nou by donderdag. Donderdag 22 Mei, deur oortreders u weg. Is basies 'n gedeelte wat hy aangaan, ook wat hy die vorige week se les wat ons gelees het van Jesaja wat in die troonkamer was. Ek gaan net daai een vers in Jesaja 6 vers 1 tot 8 vir ons lees, vers 6 en 7 gaan ek vir ons lees. Maar een van die serafs het na my toe gevlieg met 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy met 'n tang van die altaar afgeneem het, en my mond daarmee aangeraak en gesê, kyk, dit het jou lippe aangeraak en jou skuld is weg en jou sonde versoen. Ek dink dit is, nadat Jesaja dit gesê het, sy skuld is weg en as sy sonde versoen is, het hy God se oproep aanvaar wat hy vir hom gesê het, hier is ek, stuur my. Met ander woorde, toe hy besef dat hy met God reg was, ten spyte van sy tekortkominge, was hy gereed om vir die Here te werk. Ek dink baie van ons is ook, ons dink ons is skiet tekort, maar eintlik wil die Here ons sal gebruik. Ons sal groei soos wat die Here ons gebruik. Ons moet nie dink ons is klaar nie goed genoeg om dit te kan doen nie.
En dan hierso in die les is dit nie dieselfde met ons nie. Hoe kan ons aan ander redding verkondig as ons dit self nie het nie? En as ons seker daarvan wees, ons kan seker daarvan wees deur in Jesus te glo en in wat hy vir ons gedoen het. Die les vra ons met Psalm 51 vers 7 tot 17 lees. Ek moet net sien, ek dink amper dit is hy wat dit moet eintlik vers 9 wees, Ja, tot 8 tot dit moet 9 wees tot 19. Ja, 9 tot 19. Daar is hy. Dan het my app hom nou weggegooi, daar ek net vinnig daarin gaan op hom. Ek kom net kan lees. Ek kan hom vir jou lees van hierdie kant af as jy wil. As jy kan, ek het dit ingekopie, maar lyk my het hom nou weggevat. OK, ek lees hom gou vir ons. Psalm 51 vers 9 tot 19. Dit lees soos volg: Onsondig my met hyssop, dat ek kan rein wees, was my dat ek witter kan wees as sneeu. Laat my vreugde en blydskap hoor, laat die gebeente juig wat u verbrysel het. Verberg die aangesig van my sondes en delg uit al my ongeregtighede. Skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Verwerp my nie van die aangesig nie en neem u Heilige Gees nie van my weg nie. Gee my weer die vrugte van u heil, die vreugde van u heil, en ondersteun my deur 'n gewillige gees. Ek wil die oortreders u weer leer, dat die sondaars hulle tot u kan bekeer. Red my van bloedskuld, o God, God van my heil. Laat my tong u geregtigheid uitjubel. Here, open my lippe, dat my mond u lof kan verkondig. Want u het geen lus in slagoffers nie, anders sou ek dit gee. In brandoffers het u geen behaag nie. Die offers van God is 'n gebroke gees, 'n gebroke en verslae hart sal u, o God, nie verag nie. Die vraag daar is, wat het Dawid beloof om te doen nadat hy van sy sonde kwytgeskel en gereinig was? Dit is daar in die Psalm: ek wil die oortreders u weer leer, dat die sondaars hulle tot u kan bekeer. Here, open my lippe, dat my mond u lof kan verkondig. Ek dink dis wat ons almal wil doen as ons net weet wat die Here vir ons gedoen het, wat Jesus alles vir ons gedoen het. Dan verder op die les, op een of ander tydstip gaan sy volk se invloed op aarde kragtig beleef word. Dis in Openbaring 18 vers 1. Sê aan ons dat sy finale uitnodiging die hele aarde gaan verlig. En dan is daar 'n gedeelte wat Ellen G. White Skrede na Christus by sy 78, ek gaan net 'n gedeelte van dit lees. Sodra iemand tot Christus kom, ontstaan daar in sy hart 'n begeerte om ander te vertel van die dierbare vriend wat Jesus vir hom geword het. Hierdie reddende en heiligmakende waarheid kan nie in die hart verberg word nie. As ons met die geregtigheid van Christus bekleed is en met die vreugde van sy inwonende gees smaak, sal ons nie kan stil bly nie. En dan sal ook 'n gedeelte net daarna in Openbaring 14 is die 3 engele boodskap op die ewige evangelie vergrond. Openbaring 14 vers 6, dit wil sê selfs voordat die aankondiging uitgestuur word om hom, wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het, te aanbid. Openbaring 14 vers 7, oor die val van Babylon, en Openbaring 14 vers 8, of oor die aanbidding van die dier en sy beeld, waar die grondbeginsels van hierdie evangelie van verlossing in Jesus verkondig. En dit is omdat die waarskuwings en boodskappe van die 3 engele nie verskil van die hoop en belofte in Jesus aan hulle wat hierdie boodskappe verkondig en wat hy vir hulle gedoen het nie. Sonder die ewige evangelie het ons regtig niks van waarde om aan die wêreld te sê nie. Die vraag aan die einde van die dag is, dink na oor hierdie feit, dat selfs voor die aankondiging van die 3 engele boodskap begin, ons na die ewige evangelie verwys word. Wat behoort dit aan ons te sê oor hoe grondig hierdie waarheid vir alles wat ons glo is? Ja, Mike, kom ons kyk weer na die vraag. Dit sê, dink na oor die feit dat selfs voor die aankondiging van die 3 engele boodskappe begin, ons na die ewige evangelie verwys word. So in die eerste plek sê dit vir ons, dat die ewige evangelie is van ewigheid af. Die ewige evangelie is die fondasie van die boodskap wat verkondig word. En natuurlik die ewige evangelie is God wat mens geword het, vir ons kom sterf het. En dan sê dit,
Wat behoort dit aan ons te sê oor hoe grondig hierdie waarheid vir alles wat ons glo is? Met ander woorde, Christus en wat hy vir ons gedoen het, moet die sentrale punt wees van ons redenasie. Die boodskap wat ons uitdra, moet rondom Christus gaan. Ja, leerstellings is belangrik, maar as daai leerstellings nie gegrond is op Christus nie, en wat Jesus vir ons gedoen het, die beteken daai leerstellings niks nie. Want daar is wel valse leerstellings wat die wêreld ingebring word, en die tweede en derde engel waarsku teen daardie valse die beker van haar roerery wat die valse leerstellings is. Maar weer eens, sonder Christus beteken dat niks nie. Want die duiwel weet wat hierdie misleidings is, hy weet wat die waarheid is, maar vir hom gaan dit oor homself, nie oor Christus nie. En Christus moet beheer hê oor ons harte, in die sin dat sy liefde in ons harte uitgestort is, en ons liefde teenoor hom. Is wat jy wil bysê daar, Mike? Ja, jy het redelik alles daar gesê, ja, dis basies die middelpunt van alles is Jesus. As dit nie vir hom was nie, sou nie een van ons sondes kon vergewe geword het nie. Amen, amen. En dan sou die duiwel wat hy wou gehad het, ons almal moet doodgaan. Dis eintlik wat hy wil hê van ons. Ja. En eintlik, sy teiken is nie ons nie, sy teiken is God se hart. Want hy weet dat sy ons seer maak, breek het God se hart. Ja. En dis wat hy wil doen. Ok, kom ons gaan na Vrydag toe. En Vrydag het 4 vrae. Hierdie eerste vraag het eintlik 'n paar vrae. En die eerste vraag lees soos volg. Dit sê: die mens het hopeloos misluk deurdat ons nie ons deel van die verbonde wat God met ons gesluit het, nagekom het nie. En ja, dis waar, selfs van die eerste verbond af, om nie van die vrug te eet nie, het ons geval daaraan, né? Nou Dawid, 'n man so na aan die hart van God, was ten spyte van 'n paar groot oortredings, en as ons kan dink aan 'n paar groot oortredings, dan dink ons aan wat hy gedoen het met Bathsheba en haar man vermoor het. Dit is voorbedagte vermoring, en dan het hy probeer om sy skuld dat hy swanger gemaak het, probeer wegsteek, en 'n man vermoor. So ja, as dit praat van groot oortredings, is dit groot oortredings. En dit is nie die enigste nie. Maar die les sê verder hierso, tog, kragtig gebruik, God het hom kragtig gebruik, om die voorwaardes van ons verlossing aan ons te verduidelik. In watter sin is Dawid 'n voorafskaduwing van Jesus, wat God se verbond namens ons volmaak gehou het? En waarom is wat Jesus namens ons gedoen het, ons enigste hoop? Nou, Mike, ons het dit nou al 'n paar keer genoem, die middelpunt is Christus en Christus alleen. En ons kan nie sonder Christus, wat hy vir ons gedoen het, kan ons hoop hê nie. Ons hoop is in Christus alleen. Maar hierdie vraag, hoe kon hy deur Dawid? En Mike, miskien kan jy my 'n bietjie help daar. Hoe kan hy deur hierdie sondige mens hierdie pragtige waarhede aan ons gebring het? Want as jy kyk na die psalms, dit spreek tot diep in jou hart. En die Heilige Gees raak jou aan deur die psalms wat hy geskryf het. En tog was hy so skuldig gewees aan hoerery, bedrog, moord en vele ander dinge. En tog kon God hom gebruik het. Hoe werk dit, Mike? Ek dink dit wys vir ons kan nie te ver weggaan van God nie, ons nog steeds vergewe. Dawid was sterk en het alles reg gedoen en hy het ook afgedwaal en hy het weer teruggekom na God toe. So dit, ons almal het 'n kans om weer terug te gaan. Maak nie saak hoe ver jy weg is, jy het nog 'n kans om terug te gaan weer na God toe. Ja. Jy weet, ek het nou al 'n paar keer genoem, dat hoe nader jy aan Christus kom, hoe meer word jy bewus van jou onvolmaaktheid, van jou onvermoë, van jou sondige hart en jou sondige natuur. En ek dink hier is ook 'n baie belangrike boodskap vir ons, want as ons as ons sondige toestand ons moet keer om God se boodskap uit te dra of vir God te werk, gaan ons nooit enigiets uitdra nie. En hierdie wys vir ons, ten spyte van ons sondes, wil en kan die Here ons gebruik. Want jy gaan altyd soos 'n sondaar voer, hoe nader jy aan die Christus beweeg. En dis die boodskap wat ek hier uitkry. As God Dawid kon gebruik, kan hy my ook gebruik. Dit beteken nie omdat ek nog dinge in my lewe in my lewe het wat daaraan gewerk moet word. Dit beteken nie
dat ek moet terugsit en die Here my nie kan gebruik nie. Die Here kan my gebruik. Ek meen, hy het hier 'n donkie gepraat. Okay, Mike, vraag 2. Lees soos volg: watter skrifgedeeltes in die psalms het jou veral gehelp, of was vir jou veral betekenisvol, deurdat dit met die tipes ondervindinge wat jy gehad het, ooreengestem het? Nou wil ek julle vra, kykers asseblief, deel met my julle psalm. Ek gaan my psalm met julle deel, want ek van dat ek 'n klein seentjie was, dis hierdie my gunsteling psalm gewees. Natuurlik ons almal sal sê Psalm 23 is almal se gunsteling, is 'n pragtige psalm. Maar hierdie een het my besonders geraak en ek gaan hom vir julle lees. En dit is Psalm 13. Dit lees soos volg: vir die musiekleier, 'n psalm van Dawid. Hoe lank, Here, sal U my altyd deur vergeet? Hoe lank sal U vir my U aangesig verberg? Hoe lank sal ek planne beraam in my siel, met kommer in my hart oordag? Hoe lank sal my vyand hom oor my verhef? Aanskou tog, verhoor my, Here my God. Verlig my oë, sodat ek nie in die dood inslaap nie, sodat my vyand nie kan sê ek het hom oorwin nie, en my teestanders nie juig as ek wankel nie. En dan kyk nou hierdie pragtige, hoe mooi sluit dit af. Maar ek, op U goedertierenheid vertrou ek. My hart sal juig oor U heil. Ek wil sing tot eer van die Here, omdat hy aan my goed gedoen het. So om te huil oor die pyn en die smart in die wêreld, is nie 'n sonde nie, solank jou hoop op die goedertierenheid van die Here is. En dit is wat hierdie psalm vir my deur al die jare beteken het. Het jy 'n psalm, Mike? Psalm 34 is nogal vir my besonder so. Psalm 34. Is dit 'n lang psalm? Gaan jy vir ons lees? 23 verse, is nie te lank nie. Ja, 23 is 'n bietjie lank vir die tyd wat ons oor het. Gaan lees hom gerus, luisteraars en kykers. En Mike, kan jy kort om sê hoekom hy vir jou so mooi is? Dis basies die opskrif van die psalm: die Here beskerm die gelowige. Amen. Amen. Ja, baie dankie, dis baie bemoedigend. 'n Psalm soos daai. Okay, kom ons gaan na die derde vraag toe, die derde vraag. En voordat ek so toe gaan, kykers, luisteraars, asseblief deel met my julle psalm. Ek sal baie graag wil hoor en wat dit vir u beteken. Goed, die derde vraag sê: waarom verwys die psalm so dikwels na die tempel? Hier is 'n hele paar vrae. Ons lees gereeld waar dit sê, ek is so bly as ek in u tempel is. Ek wil so graag daar wees, wat 'n groot eer om daar te wees, om u lofsange te bring, om aan u offers te bring. Die vraag is, waarom verwys die psalm so dikwels na die tempel? Want dit is waar die teenwoordigheid van God is. En enige kind van God wil daar wees waar God is. As God nie in die tempel was nie, of was om die hoek gewees, dan het hy gesê, ek is so bly om die hoek te wees. Hoekom? Want dit is waar God is, nee? Die vraag lees verder. Wat kan ons uit Dawid se liefde vir die heiligdom leer? Hoe kan dit ons help om te waardeer wat ons in Jesus het as ons hemelse hoëpriester, wat ook in die regterhand van God is, wat ook vir ons intree, Romeine 8 vers 34. Waarom het ons selfs as geredde mense Christus nodig om vir ons in die hemel in te tree? Wel, soos ons soveel keer gesê het, dis vir ons onmoontlik. Jesus het gesê, sonder my kan julle niks doen nie. So dit is onmoontlik om sonder Christus te wees, want Christus het mens geword, en daarom kan hy nou vir 'n mens intree, en almal wat hom aanneem as hulle Here en Verlosser, is hy hulle voorspraak, soos wat dit was met die priesters in die ou tabernakelsisteem wat Jesus verteenwoordig het, en sy diens vir ons, as ons hoëpriester in die hemelse heiligdom. Hoe kan dit ons help om te waardeer wat ons in Jesus het as ons hemelse hoëpriester? Ja, as hy nie vir ons gesterf het op die kruis nie, die dood oorwin het, opgevaar het en nou vir ons intree nie, wat sou van ons geword het? Ons sou geen hoop gehad het nie. Ons soos die ateïste maar net moes gesê het, ek gaan dood en is die einde. Daar's geen doel nie. Daar's niks vorentoe nie. Dan sal in daai sin die boek Prediker ons klaaglied wees vir ewig. Maar ons weet ook die boek Prediker praat van die goedheid van God.
En die beste ding is om die Here se gebooie te gehoorsaam, om God te vrees, want hierdie wêreld is nie die einde nie. Iets wat jy wil sê, Mike, voor ons na vraag 4 toe gaan? Nee, ek is reg, hè. Dankie. Okay, vraag 4 lees. Gebaseer op Ellen G. White se aanhaling hierbo, wat was jou eie ondervinding met hoe God jou boetvaardige siel opgehef het om in die aanneming van die Seun van God te deel na die skande en smart van sonde? Wel, kom ons lees gou daai gedeelte. Dit sê hierso, Dawid se psalms beskryf alle ervarings van die diepste diepte van skuldbewustheid en selfverdoemenis tot die sterkste geloof en die innigste verkeer met God. Sy lewensverhaal verklaar dat sonde net skande en smart kan meebring, maar dat die liefde en genade van God tot in die diepste dieptes kan reik, dat geloof die boetvaardige siel sal ophef, sodat hy in die aanneming van die Seun van God kan deel. Van al die versekeringe in sy woord, is dit een van die sterkste getuienisse van die getrouheid, die regverdigheid en die verbondsgenade van God. En hier is nou 'n aanhaling uit Psalm 98 vers 4 tot 29, 'n paar stukkies. Ek het 'n verbond gesluit met 'n eed aan Dawid my knegt beloof, met wie my hand bestendig sal wees, ook sal my arm hom versterk, my trou en my goedertierenheid sal met hom wees, en deur my naam sal sy horing verhef word, en ek sal sy hand lê op die see en sy regterhand op die riviere. Hy is dit wat my sal noem, U is my Vader, my God, en die rots van my heil. Ja, ek sal hom 'n eerstgeborene maak, die hoogste onder die konings van die aarde. Vir ewig sal ek my goedertierenheid vir hom bewaar, en my verbond bly vir hom vas. Dis uit Patriarge en Profete, bladsy 754 en 755. Joh, wat 'n mondvol. Wel, ek met my kop in skaamte sak wanneer ek dink aan die sondes wat ek al gepleeg het en my rebellie teen God. Maar as ek my kop oplig, is dit met lof en prysing aan wat God vir my gedoen het in Christus. Dat hy my al daai ongeregtighede vergewe het. En sy begeerte is om my skoon te was van daai dinge wat so 'n vuil klad op my was. Dit wat ek nou haat en skaam oor kry, was die Here skoon weg uit my uit. Wat 'n groot eer en voorreg. Hy is nie net getrou om my sondes te vergewe nie, maar om my ook van alle ongeregtigheid te reinig. Mike, iets wat jy wil bysê? Ja, ek dink dit ons vergeet baie keer hoe skoon ons sondes afgewas is, dat ons skoon gewas is. Ons hoef nie, ons dink die hele tyd terug aan ons ou sondes wat ons gedoen het 'n jaar terug of 2 jaar terug, wat ons al klaar vir die Here gevra het om ons te vergewe. Ja. Daai sondes is vergeet, die Here onthou nie meer daarvan nie, maar ons hou dit in ons gedagtes die hele tyd daarin vas en vas. Ons blokkeer eintlik ons pad met die Here, wat ons doen dit self net teen ons. En mens moet ook leer om jouself te vergewe. Want die Here het mense lankal vergewe, maar jy kan nie jouself vergewe. En ek het vir baie lank gesukkel met dit. Vir baie lank. En dit is basies ongeloof in die geloof in die vergifnis van God. Natuurlik, sonde wat mens aanhou vertroetel bly, kan ek sê op jou boek. Tot die mense heeltemal afsterf in Christus. Maar dankie Vader, dat God in die plan van verlossing vir ons genoeg grond gelaat het om te val, op te staan, te val, op te staan en te leer om te loop. En nie weer te val nie. In baie opsigte. Die Here is goed vir ons. Baie dankie vir almal van julle wat saam ons ingeskakel het. Baie dankie vir julle gebede. Dankie dat julle die duimsknopie druk. Die van julle wat ons finansiëel ondersteun, baie dankie. Ons kry nou so R300 in. Ons fiber is R600. So baie dankie vir die van julle wat bydra om ons te help om daarom 'n gedeelte daarvan te betaal. Die van julle wat ons graag wil ondersteun, kyk in die beskrywing van die video hieronder. Die bankbesonderhede is daar. En baie dankie vir julle ondersteuning. Mike, kan ek jou vra dat jy vir ons afsluit met gebed? Dankie. Reg. Ons sluit die baie dankie Here dat ons weer vanaand uit u woord kon leer. Baie dankie vir die les wat ons kon deurgaan en kon sien van al die liefde wat u vir ons het. Dankie dat ons kan weet dat ons sondes nie so is nie, dat ons nog steeds kan gaan werk vir u. Dat ons ook soos Jesaja ons sondes vergewe en dat ons vir u kan gaan werk. Sodat jy ons elke keer sal neem en sal stuur, dat ons ander mense sal bereik wat u wil hê ons moet bereik. Baie dankie vir al die genade.
wat U elke dag vir ons gee. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen.